Welkom by Kontak. Wat 'n wonderlike voorreg om altyd met ons geliefde familie en vriende te kan gesels oor die goedheid en die weldade van ons Here Jesus Christus en ons Vader. En natuurlik ook die tema wat ons hierdie jaar gaan oor bedien, naamlik Ignite 2026. En dit is ons voorreg om die woord, diep in die woord in te gaan en julle in elke een te help om werklik te groei na die plek toe wat God wil hê ons moet groei. En daarom is dit vandag vir ons so belangrik. So, ek gaan dadelik inval met die Heilige Gees, my beste vriend. En hoor wat sê die woord van die Here in 2 Korintiërs 13, die 13de vers. Hy sê, Paulus skryf, dan sluit hy af met hierdie belangrike woorde. Hy sê, die goedheid van die Here, Jesus Christus, die oorvloedige liefde van God en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle almal. En dan sluit hy af en dan sê hy amen. Die belangrikste wat ek uit hierdie skrif vir jou wil voorhou vandag is dit, dat Jesus maak hierdie belofte dat hy sê, die Heilige Gees sal by julle kom woon, in Johannes 14 sal by julle kom woon, en dan soek die vrug, want in Johannes 15, wanneer ons in hom is en hy in ons is, en ons toelaat dat die Vader ons lei en sal ons deur die Gees van God gelei word. So hierdie gedeelte sê dat die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle almal. So soos ek Sondag gesê het, dat daar's twee gebeurtenisse. Die eerste gebeurtenis is wanneer ek en jy 'n besluit maak en erken dat Jesus Christus die enigste weg en waarheid en lewe is, dan gebeur daai eerste koneksie. En dan daarna moet ons strewe na die woord van die Here. Ons moet strewe om in te delf van die woord van die Here. Ons moet strewe daarna om die wil van God te doen. En ons kan nie die wil van God doen en die uitvloeisel van die Heilige Gees beleef sonder die doping met die Heilige Gees. Sommer met die inwonende Heilige Gees wat ons heeltyd leer, wat ons met ons praat en wat ons rigting gee, wat vir ons wysheid gee. En soos wat julle Sondag gesê het met die manifestasie van die twee persone wat ek na mekaar toe aan mekaar vasgemaak het, en al wat jy na het sien is net die Heilige Gees. Jy sien nou nie meer die mens nie, maar jy sien net die Heilige Gees wat ons omhels en ons toemaak en dan wandel ons net waar hy wil hê ons moet wees. Dan praat ons soos hy, ons dink soos hy, ons vloei in dieselfde rigting as hy, is dan wat ons hierdie belangrikheid van die Heilige Gees in ons lewens beleef. En God wil dit hê dat dit in elkeen van ons lewens moet wees. So die omdraaipunt het ek gesê, dit het in ons gemeente en ons familie het plaasgevind. En ek het ook gesê dat daar's momentum, soos wat ons met die in 'n swembad, julle weet, ek het dit laas week ook gepraat, die swembad en al hoe ons daai momentum sterker gaan kry, is elke persoon wat inklim en in dieselfde rigting beweeg as wat die Heilige Gees beweeg, en dan gebeur die wonderwerke, en dan is daar 'n uitvloeisel van wonderlike dinge. Jy's dan nie bang om te praat nie, jy's nie bang om te getuig nie, jy's nie bang om jou hand op iemand te lê nie, jy's nie bang om iemand gesond te maak nie, want dis nie uit jou krag nie, dis alles uit die krag van ons Here Jesus Christus uit. So, die Heilige Gees, my beste vriend, is so dat ons vir onsself moet vra, of vir die Heilige Gees moet vra, soos wat ek Sondag gesê het, can I really know you as my friend? Dis 'n vraag wat baie mense vra, kan ek regtig die Heilige Gees in so mate beleef en so mate toelaat dat hy my vriend is? Ek wil vir julle sê dat ek weet daar's baie mense wat hulle sê hierdie persoon is my bestie en daai persoon is my bestie. Een of ander tyd gaan daai persoon jou faal. Maar die Heilige Gees sal jou nooit faal nie. Die Heilige Gees gaan altyd by jou wees. Die
Die Heilige Gees gaan jou lei. Hy gaan nooit van jou uitpraat of sleg praat of goed nie. Hy gaan altyd net saam met jou wees. So, maak jouself jou lewe reg en volg hom elke dag van jou lewe. So, ja, dit is so belangrik dat ons hom as 'n vriend kan kry en ons want deur sy vriendskap verander my persoonlikheid, kom daar 'n transformasie, het ek 'n ontmoeting elke dag met die Here, my persoonlike lewe verander en want die Heilige Gees lei my nader sodat en daarbey wil ek sê dat ons word nie robots nie. Ons is steeds mens, maar word deur die Heilige Gees gelei. En ek wil net gou weer herinner, ons het gelees in Matteus die derde hoofstuk, ek dink is vers 13, waar Jesus by Johannes gekom het en gesê het, Johannes, ek wil hê met my doop, en die Bybel sê, en hy het eers teengestaan, maar hy het hom toe later gedoop, en toe hy opkom, sê die woord, het God gespreek, en die Heilige Gees het oor Jesus gekom, en hy was gedoop in die Heilige Gees, net soos ons, dieselfde Heilige Gees, is dit wat ek en jy ontvang, wanneer ons daarna soek, en na hom vra. En dan sê die Bybel, was hy versoek, en ons is niks beter dat ons die versoeking het nie, na mate ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, gaan ons ook nog versoekings in die lewe hê, maar Jesus kon elke keer terugverwys na die woord van die Here toe, na God se beloftes toe, en hy kon vir die vyand sê, daar staan geskrywe in die woord van die Here, maar dit wat daarna gebeur het, die uitvloeisel van dit, was dat Johannes skryf, dan sê hy sê, en om al hierdie wonderwerke te kon beskrywe of opskrywe, was daar net nie genoeg ink nie, op die papier nie. So ek wil jou vandag help, dat jy sal weet dat die interaktiewe verhouding met hom, stel die platform vir ons om deur hom gelei te word. Die Engelse, iemand het geskryf, hy sê, the transforming routine faith into a vibrant, unstoppable force. Paulus ondervind dit, in Handeling 28 ondervind hy dit, waar hy deur skeepswrak uitgekom het, en op 'n eiland geland het, en 'n vuur begin maak het, en dis waar Ignite inkom, wanneer ons vuur maak, kom die slang uit, en kom die goede wat nie van vuur, die kom dit uit ons lewens uit, en die vyand, en daarna het die Here vir Paulus soveel keer gebruik om die evangelie aan mense te bring. So, wat wil ek vandag vir jou sê, is dat die oomblik wanneer ons in godsdienst verval, met ander woorde in die gewoonte verval, dan mis ons die punt. Maar want ons het daai vibrant, unstoppable force wat in ons is. Dis die Heilige Gees wat in ons is hy wat ons lei, is hy wat ons leer, is hy wat daar die krag in ons is hy wat vir jou in die môre met jou wil praat, en wanneer jy moet bid, en jy die Here soek, sy aandag soek, dan sal hy met jou praat, en ek bid dat die Here in elkeen van julle se harte sal werk, en dat ons met verwagting sal kom, maar jy kan nie net verwagting kom leeg nie, kom met verwagting vol, en kom kyk, wat kan ek bydra tot die sukses en die opbou van Jesus se koninkryk. Tot volgende keer, die Here seën vir jou. Amen.